5 dae tevore voor Vrydag is Jesus onder groot toejuiging en jubelend Jerusalem binnengelei. Sagaria 9 vers 9 sê vir ons: Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hulpspul van 'n donkie. Dink net jouself in, my broer en suster, die strate van Jerusalem was volgepak met mense vir die Paasfees wat daarin gestroom het. En die skare sing Hosanna vir die seun van Dawid. Loof die naam van die Here wat kom. Hosanna in die hoogste hemele. Jesus is die lang verwagte Messias. En ek kan die mens in my menslikheid ervaar die feestelike atmosfeer wat daar is. En die grootste deel van die skare gooi hulle klere op die pad wat oop is sodat die Jesus daaroor kan gaan. Ander kom en hulle breek takkies by die besitte van boom af en gooi dit op die grond. Alles sodat die Messias nie in aanraking kan kom met die stof op die grondpad nie. En in die Johannes Evangelie, my liewe suster, kom die skare en hulle het palmtakke gekry en hulle het gewys soos 'n koning vir 'n koning gedoen het. Hulle gesê, jou koning kom, halleluja, jou koning kom. Dit was donderdag op die vooraan van Jesus kruisiging, die Vrydag. En Jesus opgaan in die boefvertrek en hy die laaste keer die avondmaal saam met die Joodse Pasga gevier en in plek daarvan die heilige nagmaal gestel. En net na die maaltyd het Jesus gaan bid in Getsemane. Ons het daarvan gehoor verlede week. Maar my liewe suster, daar was boosaardige werke en magte aan die werk in die omgewing. Ons sien dat Judas verraai vir Jesus vir 30 silwerstukke. En Jesus word gevangen geneem en word wreed onmenslik gegeesel en is met 'n sweep waarvan die punte ysters was. Daar word 'n kroon, soos ons gelees het, van dorings op sy hoof gesit en hy het met 'n stok geslaan sodat die bloed oor sy gesig moes loop. En Jesus word gestuur om veroordeel te word. Ja, Pilatus kom en hy wil Jesus vrylaat, maar die houding van die skare het heeltemal verander. 5 dae tevore het hulle hom geloof en prys, hulle hande opgesteek en met palmtakke gewaai, maar dieselfde skare wat hom geprys en loof het, my liewe suster, dieselfde skare draai teen hom. Inteendeel, hulle roep uit, kruisig hom in Lukas 2:23 vers 21. Daai selfde skare, u sien, hulle het 'n koning verwag wat op 'n wit perd kom, wat vir hulle die geveg gaan wen. Maar toe kry hulle Jesus, die koning van die konings, op 'n donkie ingery. En hulle het gedink dat Jesus gaan, soos die vorige rigters van, hierdie lees van dit in Rigters, weer vir hulle wees wat hulle oorwinning gaan kom. Maar hulle kry met Jesus doen wat 'n geveg, heel op 'n ander manier. Jesus geveg op 'n goddelike manier, halleluja. As die mense maar net kon sien, my liewe suster, as die mense maar net geweet het waaroor dit gaan, as die mense maar net nog so 'n bietjie kon uithou, dan sou hulle sien dat die wat saam met Jesus was, meer is as wat hulle wat teen hom is. Hy kan nie een klap in 'n legioen engele wat kom het in die geveg gewen. Maar jy sien, Jesus het 'n plan gehad, halleluja. God het 'n plan gehad met Jesus en hy moes daardie plan deurvoer. Hulle verwagting wat hulle van Jesus gehad het, was heeltemal anders. En wat my hart so seer maak, is dat daar steeds mense 2000 jaar later wat vandag leef, 'n verkeerde verwagting het van wie Jesus is. En ons sien verder onder spot en belediging word uitgelei na Golgotha om gekruisig te word. Lukas 23 vers 33 sê, en toe op die plek kom wat hoofstede genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En ons sien, my liewe suster, in sy hande en sy voete word spykers ingeslaan. Die kruispaal word in die grond ingeplant.
Die bloed vloei van sy hoof af, op sy hande en sy voete. En so kom Jezus en hy stryd die brede, smartelike stryd van die kruisdood. Wat het hierdie Jezus gedoen, dat die hele volk so teen hom ons draai? Wat het Jezus gedoen, dat hy hom uitgewerk het? Wat het Jezus gedoen, dat hy soos 'n misdadiger moet sterf? Hy, die weldoener van die mense, die heilige van God, die rein en heilige een, het hy die hand heergegaan en vol barmhartigheid vir mense gewees. Hierdie vriend van die vermoeides en die kragteloses, die heelmeester van die krankes, die helper vir almal wat dood is, wat het hier Jesus aan hulle gedoen? U sien, vir almal wat geestelik blind was, het sy werke en sy lewe nie getuig dat hy gesand van God is nie. En nou sterf hy met 'n gebroke hart en in sielelyde onder die las van sonde wat op hom druk. Hy bid nie om sy lewe nie, hy roep nie om hulp daar nie, hy dreig geen straf nie. Hy het hom vir self verneder tot die dood, ja die dood van die kruis. Hy sterf nie as martelaar nie, maar as verlosser, halleluja, wie se dood vir ons die ewige lewe aanbring. Ag, gee vir Jesus daardie klap, halleluja. Jesaja 53 vers 5 sê, hy is ter wille van ons oortredinge te boor, ter wille van ons ongeregtighede sy verbrysel. Die straf wat vir hom ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Glo jy dit vanoggend? Halleluja! Inderdaad, die toneel, my liewe suster, by Golgotha, het nie na oorwinning gekyk nie, maar op daardie dag het iets aan die werk waarvan Satan nie weet nie. Daar het iets gebeur waarvan hy nie geweet het nie. Hy het gedink hy het gewen. Maar toe gebeur daar iets wonderliks, halleluja, wat die duiwel nooit ooit in sy ewige bestaan kan gedink nie. Iets het gebeur oor ons geseënde verlosser wat hy nie kan verstaan nie. U sien, die kruisdood van Jesus het alles verander. Die kruisdood van Jesus het verlossing teweeggebring. Die kruisdood van Jesus het die houvas van sonde op mense gebreek, halleluja. Vir almal wat reeds geleef het, vir almal wat nog leef en vir almal wat nog gaan leef, en tot in ewigheid is die kruis die mag van sonde oor die mens gebreek, halleluja. Eintlik het die kruisdood Satan se rug gebreek. Dit het sy chunk afgedra. Hy is verslaan aan Golgotha. Prys die naam van die Here vir die verdamme. Halleluja. Nog iets wat Satan nie geweet het nie, maar iets wat hy nie verstaan het nie, was die groot liefde van God vir die mens wie hy geskaap het. Halleluja. Die liefde vir die mens het hy nie verstaan nie. En die onbeskryflike groot genade van God. Weet jy, suster, ek praat van die onmeetbare van die genade wat in Christus Jesus ons Here is. Weet jy, God se genade kan nie gemeet word nie. Dis so hoog as kindertjies wat gesing. Dis so hoog dat jy nie daaroor kan kom nie, halleluja. Dis so diep dat jy nie onder deur kan kom nie. Dit strek so wyd dat jy nie onder dit kan kom nie. God se genade kan gedefinieer word, my liewe suster, met guns wat onverdiend is. Want God se genade bied redding as 'n gratis geskenk aan almal wat hulle geloof stel in sy seun Jesus Christus. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Jy sien, genade kan slegs deur geloof gekry word. Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om onsself trots te wees nie. Genade is nie iets wat ons kon verdien nie, my liewe suster. Dis eerder die dood en die opstanding van Jesus Christus wat God se genade vir ons beskikbaar stel. Hy is die middel, my liewe suster, om deur God geregverdig te word. Romeine 3 vers 25 sê,
hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het, vir wie? Vir die wat glo, halleluja. 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan weet ons wat liefde is, Jesus het sy lewe vir ons afgegee. Jy sien hier, ou Satan kon dit nie verstaan nie, hy het nie geweet waaroor gaan die liefde van God nie, maar as een voorwaarde, om Gods genade ten volle te kan ontvang, my liewe suster, en dit is dat ons in volle oorgawe aan hom moet lewe. Ja, jou gedagtes, jou optrede, jou gevoelens sal plek moet maak vir Jesus in jou lewe, sal plek moet maak vir die Gees van God in jou lewe. En deur dit te doen, kan ek vanoggend vir jou sê, my liewe suster, ruil jy jou ou lewe in vir God se nuwe manier van lewe, halleluja. 'n lewe wat oorvloedig is, vol van die genade van ons God. Wanneer ons 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus betree, my liewe suster, sal sy genade op verskillende maniere in ons lewens manifesteer. Soos die apostel Paulus dit stel, iemand wat aan Christus behoort, halleluja, is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Is jy 'n nuwe mens in die Here Jesus, halleluja, gee vir hom 'n hande klap en sê, dankie Here, ek is 'n nuwe mens, geskape, ek is 'n nuwe mens deur die bloed van Jesus wat my skoon gewas het. Deur die kruisdood van Jesus het jy deur sy genade 'n nuwe mens geword. Die Griekse woord, dit is my oulik toe dit lees, wat Paulus hier verniet gebruik is kainos. En weet jy wat beteken dit? Oh, dit my so gevang toe dit lees. Dis iets wat nog nooit daar was nie. Verstaan jy dit? Jy's 'n nuwe mens, iets wat nog nooit daar was nie. Iets wat verrassend anderste is. Iets wat net God kan doen. Halleluja. Gods genade, my liewe suster, is werklik wonderlik. Dit maak nie net voorsiening vir ons verlossing nie. So groot is dit. Dit stel ons in staat om 'n oorvloedige lewe in Jesus Christus te kan hê. 2 Korintiërs 9 vers 8. En hiermee sluit ek. En God is in staat om alle genade oorvloediglik vir julle te maak, sodat julle ten alle tye genoegsaamheid in alle opsigte kan hê. In elke goeie werk mag julle oorvloedig wees. Is dit nie wonderlik nie? Dis iets wat net God kan doen, halleluja. En iets wat hy wil doen. Daarom het hy sy seun Jesus vir ons gegee om aan die kruis te sterf, sodat daar versoening kan word tussen ons en hom. Want hy het ons so lief gehad, dat hy die seun, sy enigste seun, sy kosbaarste seun, vir my en vir jou gegee, sodat ek en jy nie kan word. Sodat ek en jy die kainos van God kan ervaar. Daar die enige in die soort, net wie jy is. En dit het die vyand omgeslaan, want hy het nie besef nie. Hy het nie geweet dat dit is wat Christus gedoen het. Daai kruisdood het hy gedink, hy het alles oorwin, hy het die mens oorwin, hy het Jesus oorwin, hy het God oorwin. Maar toe kry dit op sy neus, halleluja, want Jesus is die oorwinnaar, en hy het iets niets vir ons gestel, en ons kan in hierdie nuwe lewe lewe, prys sy wonderlike, en sy heilige naam nie. Is dit nie wonderlik om 'n kind van die Here te wees nie, en te kan weet, ons is met hom, dan sal die niks teen ons staan nie. En in die kleinste van besonderhede, sal Jesus vir jou deurkom. Maak bietjie net jou oë oop. Maak jou hart van geloof oop. En jy sal sien wat die kruisdood vir Jesus vir jou beteken het. Jy is nie meer dieselfde nie. Jy is anderste. Jy is 'n nuwe mens. Die kainos van God het jou nuut gemaak. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons net so bietjie kon terugkyk aan daardie besondere dag, toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Maar Jesus, hy het nie gesterf nie, hy gaan opstaan. En Jesus, dankie vir wat hy gedoen het. Vader, dankie dat ons 'n nuwe lewe in Christus ervaar het van daardie oomblik af. Dat daar iets niets gebeur het, iets besonders gebeur het. Iets wat net U kan doen gebeur het in ons lewens. En daarvoor dank ons U tot in alle ewigheid.
En Vader, terwyl ons nou aan sit aan die tafel van die Here, terwyl ons aan sit aan die tafel, wil ek bid dat ons as gesteenis van die Here altyd U sal ervaar in ons binne. Ja, vul ons toe met daai spreekwoordelike kombuis vanoggend, sodat ons die sagtheid kan ervaar wat net God kan doen. Halleluja. Prys die wonderlike naam. Jesus Christus het waarlik opgestaan. Lyk my net vir my opgestaan. Ek sê Jesus Christus het opgestaan. Halleluja. Dit is Sondag vandag. En ons vier die opstanding van Jesus uit die dode uit. En so ek al reeds gesê, in 'n sekere mate is dit seker die heel belangrikste kerklikste feesdag wat daar ooit gevier kan word. Dis 'n vreugdefees, halleluja. Is 'n dag vol blydskap en dankbaarheid. Prys die naam van die Here. Geef vir hom 'n handeklap, halleluja. En die broer en suster, Jesus Christus se opstanding is die kern van ons sondige geloof. Ons geloof in Jesus Christus. Sonder Jesus se opstanding het sy kruisdood geen betekenis nie. Jy sien, Jesus moes aan die kruis sterf sodat hy kan opstaan. Halleluja. Die opstanding verklaar vanmôre vierkantig die grootheid van die oorwinning oor sonde in die mens se lewe. Dis die oorwinning oor die dood waardeur ons moet gaan. Dis die oorwinning oor pyn en lyding vir God se mens, halleluja. En oorwinning oor alles wat tussen die mens, die skepping en 'n lewe in oorvloed staan. Dis wat die opstanding vir ons beteken, halleluja. Wanneer ons na die opstanding kyk, dan bevestig dit as die God wat lewe en die God van die lewe, prys sy wonderlike naam. Jesus Christus het waarlik opgestaan vir elkeen wat in hom glo, sodat ons, wat nie moet doen nie, ons nie met verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie groot nie? Die opstandingsdag van Jesus Christus in ons lewens. As Jesus Christus nie opgestaan het nie, sou ons nie 'n nuwe lewe kon ervaar het nie. Dan ons uit die ou dooie mens gewees. Maar omdat hy opgestaan het daar iets in ons gebeur. En ek gaan nou vir jou vertel, die grootheid van God het aan die beweeg gekom, halleluja, die grootheid van die Here. As Jesus Christus nie opgestaan het nie, en ons nie 'n nuwe lewe sou ervaar nie, dan sou elke dag maar die ouselfde dooie dag gewees het. Ons sou gehoor het, ons sou geproe het, ons sou voel en sien, en dit sou ons sou nie alleen gewees het. Maar prys die Here. Die hemelvaart getuig ook van Christus se opstanding wat later gaan gebeur. Die Here Jesus het self gesê, net voor hy opgeneem is in die hemel, aan my is gegee elke mag in die hemel en op die aarde. Matteus 28 vers 18. En later in Efesiërs 1:20 sê dit, ek en bekleed met hierdie mag, het jy aan die regterhand van God gaan sit. Kan jy in jou oog indink hoe groot dit werklik is? Jesus Christus het mens geword. Hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dood, en hy sit aan die regterhand van die Vader vanoggend, halleluja. Hy het opgevaar, sodat hy kan intree by God vir die mens, vir my en vir jou. Is dit nie wonderlik en groot nie? Die strategiese posisie by die broer en suster, van waar Jesus alles regeer, onder sy hoofskat, onder sy regering, waar alles in die hemel en op aarde verenig. Prys sy naam. Ons lees Matteus 28 vers 5. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word het Maria Magdalene en die ander Maria na die graf gegaan. En skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom en na die graf toe gegaan. Hy het gegaan en die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms, my liewe suster, was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Vers 4 sê, van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue,
Julle moet nie bang wees nie, halleluja. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het uit die dood uit opgewek, halleluja. Soos hy gesê, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy is leeg. Jesus het opgestaan, prys sy naam. Die opstanding is 'n aanduiding, my liewe suster, van Jesus Christus se finale oorwinning oor die sonde en die dood. Sien, Jesus het die sonde en die dood oorwin. En hy het aan ons gegee die mag om ook oor die sonde te kan kom. Halleluja. En ook om die dood te oorwin. Die heerlike vertroosting is dat elke Christen vandag in hierdie wonderlike oorwinning kan deel. Ons kan daarin deel. Daarom moet ons bly wees. Ons moet juig, ons moet dubbel spring. Want die koning van die konings lewe, halleluja. Hy het opgestaan tot in alle ewigheid. En nie net leef hy, maar hy leef ook in my. Prys sy wonderlike naam. Nou jy sal dalk vir jou vra af, hoekom is die opstanding so belangrik? Die opstanding, my liewe suster, is vir ons 'n bewys dat Jesus die beloofde verlosser is wat gesê het gaan kom. En Jesus in die graf sou vir ons niks werd gewees het nie. Dit sou dalk 'n mooi storie of 'n mooi verhaal gewees het van iemand wat gemartel is, maar die groot ding is dat Jesus opgestaan het. Is die klimaks van die lewe van elke kind van die Here, halleluja. Maar nou het Jesus opgestaan. Hy lewe, prys sy naam. Hy is hier by ons. Hy regeer. Hy tree in vir ons by die Vader. Hy berei vir ons 'n plek voor in die hemel. Hy hou ons vas. Hy skenk ons liefde en genade, prys sy naam. Hy dra ons deur swaar kry, my liewe suster. Hy bewaar ons van die bose. Hy gee ons hoop. Hy is besig om alles nuut te maak. En hy kom weer. Hy is die oorwinnaar. Geef vir die Here aan 'n klap. Prys sy naam. Skree halleluja. Die opstanding gee sin aan my en jou se bestaan. Want sonder op die opstanding van Jesus Christus sou ons niks gewees het nie. Daarsonder sou alles sinneloos gewees het. Waarvoor het ons kerk toe gaan? Waarvoor het ons die Here aanbid? Dit sou niks gewees het nie. Maar die feit dat hy opgestaan het en dat hy lewe, maak saak vandag, halleluja. Daarom kan ek en jy so dankbaar wees. Daarom kan ek en jy so bly wees. Ons kan vrolik wees en die basyn van die Paasfeesklokke, dit vol vreugde in die wêreld uitbasyn, halleluja. Ons het die lewe, die dood is verslaan. Die opstelling van Jesus daar verskeie redes, baie belangrik, en ek wil so 'n paar vir jou noem. Die opstanding, hoor mooi, dit bewys dat God bestaan en dat hy waarlik God is. Eerstens getuig dit van die enorme krag van God self. En my liewe suster, om in die opstanding te glo, is om in God te glo. Hy wat die hemel geskep het en het beheer, slegs hy het die vermoë en die krag om die dooies op te wek. Slegs hy wat lewe geskep het, kan dit opwek na die dood. Slegs hy kan die afskuwelik van die dood opkeer. Net hy kan die angel van die dood verwyder en die oorwinning oor die graf behaal. 1 Korintiërs 15 vers 54 sê, en wanneer hierdie verganklike met die onverganklike klees en hierdie sterflike met die onsterflike klees, dan sal vervul word die woord wat geskrewe is, die dood is verslind in die oorwinning, halleluja. Vers 55 sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Jesus Christus het jou oorwin, halleluja. Deur Jesus se opstanding uit die graf herinner God ons aan die absolute soewereiniteit van wat hy het oor lewe en dood. Want God het die alleen mag, halleluja. En daardie mag het hy aan Jesus Christus gegee. Daardie mag het hy aan Jesus gegee. En Jesus het gesê, dit wat ek gedoen het, is maar kleiner met vergelyking wat julle nog kan doen, halleluja. Die tweede punt is vanoggend, en het sit net vast, ek het so 30. Die opstanding bewys dat Jesus God se seun is, halleluja. Met die opstanding bevestig God, my liewe suster, dat Jesus sy seun is, wat met mag beklee is.
Die opstanding verseker ons dat Jesus lewe en dat hy oor sy koninkryk heers. Die mag, hoor mooi, wat Jesus uit die dode opgewek het, is ook vir ons as God se kinders beskikbaar. Dit help ons om hierdie wêreld vir hom te kan leef, want dit is nie maklik nie. Let's face dit is nie maklik nie, maar die Here gee vir ons die krag. Jesus het die dood oorwin, daarom weet ons dat ons uit die dood uit sal opstaan en dat ons vir ewig by God sal woon. Sien jy uit daarna? Die dood gaan ons nie vashou, want ek het die ewige lewe in Jesus Christus gekry. Halleluja. Jesus het self bevestig dat hy sy lewe kan lewe en weer opstaan. Johannes 10 vers 17 het jy lees, vers 17-18. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie uit af. En dis vir jou vyand nie kon verstaan wat aangaan nie. Hy het gedink hy het Jesus gehad waar hy wil hê, maar hy het gesê ek doen dit uit my eie wil. Ek het die volmag om dit weer af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Halleluja. Jy sien, Jesus is die Seun van die Almagtige Hoogste God. Halleluja. Punt nommer 3. Die opstanding bevestig die waarheid van die skrif. Beide, wanneer ons die Ou Testament gaan lees en die Nuwe Testament en hierse onderrig, bevestig hy dat hy sal opstaan. Psalm 16 vers 10, ek lees vir jou 1. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. Alreeds het Jesus en het al klaar getuig van dit wat met Jesus gaan gebeur, dat hy gaan opstaan. Punt nommer 4. Die opstanding verseker elke Christen van sy of haar opstanding. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, omdat Jesus opgestaan het uit die dood, sal ek elkeen wat in hom glo en in hom sterf, net so uit die dood laat opstaan. Halleluja! Jesus het gesê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf ek ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterf nie. Prys sy naam. My vraag aan jou vanoggend is, bestaan jy maar net, of leef jy? Wanneer Jesus kom en hy sê, hy is die lewe, verwys na die huidige lewe op aarde, sowel as die hiernamaals. Dit wat ons nou deurgaan, dit wat ons het, is Jesus ons lewe. Wat ons huidige lewe betref, my liewe suster, hier op aarde, wys Christus se aanspraak op ons kwaliteit van lewe. Ons leef nie in kwantiteit en onder omstandighede nie. Ons leef 'n kwaliteit geestelike lewe, prys die naam van die Here. Johannes 3 vers 36 sê, wie die Seun het die lewe. Johannes 10 vers 10 sê dan ook vir ons, ons het hierdie lewe in oorvloed. 1 Johannes 5 vers 11 sê, God het ons ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Dan kom Paulus daar in Filippense 1 vers 21 en hy sê, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Prys sy naam. Toe ek so 'n bietjie gaan kyk, toe staan hierdie woorde, is vir my uit. En dit dra besondere klem. Dis asof Paulus gesê, vir ander mense mag die lewe gaan om al die ander dingetjies. Maar vir my, halleluja, is om te lewe vir Christus. Vir my is om te lewe vir Christus. Want is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in my wat lewe. Prys sy naam. Die opstanding is die bewys van toekomstige oordeel. Ja, daar gaan 'n oordeel kom. Handelinge 17:31 sê, want hy die dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan almal het hom uit die dood laat opstaan. Ons hoef nie bang te wees vir die oordeel nie. Ons hoef nie die oordeel weg te wens en sê, ek hoop nie dit gaan eendag so wees nie, of ons kop in 'n gat druk en dit kan maar daar is so iets nie. Kom ek sê vir jou, die woord sê, daar gaan 'n oordeel wees. Maar wat die evangelie vir my sê, wat die woord ook vir my sê, dat die oordeel van ons afgewend kan word. Ja, dit is eintlik reeds afgewend. Ons lees daarvan in Johannes 3 vers 16. God het nie sy
1 Johannes 3 vers 6, God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Prys sy naam. Maar dan gaan hy aan die laaste stukkie sê, maar ook die wat nie glo nie, is reeds veroordeel. Die opstanding, my liewe suster, gee vir my en jou krag om 'n Christelike lewe te lewe saam met Jesus. Romeine 6:4 sê, deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook in 'n nuwe lewe kan lei. Is jy nog in die ou lewe? Of het jy reeds die nuwe lewe van Christus ontvang? Hoe goed is dit vir ons om te weet, dat daar is krag in ons lewe, wat ons dra en ons bystaan, alles ons moeg. Die krag wat nooit afgeskakel word, of verdwyn nie, my liewe suster, wat juis werksaam is, daai oomblik wanneer jou kragte nie meer kan nie, dan staan Jesus krag in jou op, die Heilige Gees, halleluja. Dis wat die krag is wat die Here ons gee. Die krag van die Heilige Gees. Dis die krag wat in ons lewe is. En dan kom die opstanding, het verseker my en jou vandag van 'n toekomstige erfenis in die hemel. Kyk jy nie uit daarna nie, ek kan nie wag nie. Ja, dit is lekker om te lewe, maar ek dink dit gaan wonderlik wees om saam met Jesus Christus in hemelse plekke te wees. 1 Petrus 1 vers 3 en 5 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelkelijke erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ons ook deur julle die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om die einde van die tyd geopenbaar te word. Dis klaar reg vir jou. Jesus het gegaan om ons 'n plek voor te berei. En wanneer ek hierdie vers lees, dan staan dit vir my, dis reeds reg vir jou. Dit word 'n bewaring gehou vir jou en vir my liewe broer en suster. Ja, Jesus Christus het werklik opgestaan. Hy het vir my en vir jou opgestaan. Die opstanding van Jesus is God se nuwe begin weer en weer. Om te glo in die opstanding van Jesus Christus is om te weet dat daar ongekende blydskap is waarin ons kan deel. Is om te weet dat God my nuut begin in my. Dis om te weet dat ek ewigheidswaarde het. Ek is nie net 'n hier jy nie man. Ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Halleluja. Ek het ewigheidswaarde. God het sy seun Jesus se kruisdood en sy opstanding in my lewe in belê. En daar's niks groter as dit nie, halleluja. Hierdie gebeurtenis in die opstanding het die lot van baie mense verander. Want die opstanding, my liewe suster, gee vir ons 'n toekomsverwagting dat ons eendag saam met Jesus gaan sit in hemelse plek. Ek kan nie wag nie. Luister wat sê Petrus 3 vers 12 vir ons vanoggend. Leef in verwagting, hoor mooi, leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het aan waar die wil van God sal heers. Kan ek jou so 'n bietjie wakker skud vanoggend? As God nie nou is, jy nie eens nou in die wil van God leef nie, hoe gaan jy eendag daar in die wil van God leef? Ja, dis stil nou. Ons moet onder die wil van God staan. Dis nie maklik nie. Want wanneer jy dit doen, moet jy met verwagting leef dat vandag die beste dag is wat ooit met jou kan gebeur. Mag dit die moontlikheid wees dat jy die Gees, die verwagting in jou hart herskep. Vra vir die Here, as daar nie iets is in jou hart is waarna jy uitsien nie, om net so 'n bietjie iets vir jou te deponeer in jou. Dat jy daai verwagting kan kry, dat my Jesus leef, hy leef tot in alle ewigheid. Hy het opgestaan. Hy het gegaan om my plek voor te berei. Wat my eendag gaan kom haal op die wolk, halleluja.
Laat toe dat Jesus die opgestane Here in jou lewe, in jou kerk, in jou huwelik, in jou werk binne tree. Moet hom nie een kant dan nie, moet hom nie weghou nie. Want dan is jy gebind onder die magte van Satan. Maar wanneer jy toelaat dat die Here deel word van jou lewe, die opgestane Jesus, wat vir jou nuwe lewe gee, wat vir jou plek voorberei in die hemel, wat vir jou verwagting in jou hart gee, dan is jy vry, omdat die opgestane Here ook in jou opgestaan het. Amen. Kom ons maak ons bid. Dit is voorwaar, liewe Vader, vir ons 'n groot voorreg om vandag die opstanding van u Seun Jesus te vier. Om die opstanding te vier van ons verlosser en ons saligmaker. En daarom kan ons jubel en bly wees daaroor, want die dood wat vir ons sonde moet aanbring is verslaan. Halleluja. Jesus het opgestaan. En dankie Vader, dat hy intree vir ons steeds tot vandag. Dat hy ons nog nooit wat vergeet het nie, dat hy ons nooit wat net verstaan het nie, maar dat hy by ons is, elke oomblik van die dag. Dankie vir die opstanding van Jesus, ons loof en prys U wonderlike naam.